nou hier waai? Laat net al hierdie blare hier uit my hemp uitskit, hè? Ek trotseer jy dit, plaasie stop het lankal al. Ja, maar ek het eers later daaraan gedink om net vir die storm te sê, hey, Ja, hop! ek tog jy dit gedoen, sê die haar dos van my. Ja, kyk, ek's nou na sit. Oh, dis Ek moes dit al lank al gedoen. Ek wonder of kan dit werk met hierdie koue ook. Dink jy ons kan net sê, hey, koue, stop dit. Ons kan seker probeer. Nee, Alhoewel ek moet net vir sê, ek hou bietjie van die koue. Want ek dink dit was letterlik nog gister dat ek met kort klere rondgemaak het en gedink het, so wanneer kom die koue front waar almal nou so aangaan. Ek moet sê, ja, hy het my bietjie aan So kant. ek voel ons moet hom maar bietjie geniet, jong. Ja, dis baie keer het mense sulke storms in mense lewens nodig, hè? So, ek staan jy hier buite in die Ag, storm. weet jy wat, ek het eintlik maar net gedink, hierdie storm het my bietjie laat dink aan 'n skrifgedeelte wat ek hierdie week gelees het. In die evangelie, so hulle praat dit in al drie van hulle, in Matteus, Markus en Lukas. Praat Ekskuus, jammer ek jou interrupt. so jy. Want daar's nogal baie van hulle aan. So gaan jy Ja, op so- die punt kom. So daar's in Matteus, Markus en Lukas word 'n storie vertel van Jesus en sy disippels wat op 'n boot is. So hulle is op die boot en hulle vaar na een kant van die meer en die disippels is op hierdie boot. Jesus slaap op die boot en ewe skielik breek daar 'n storm uit. Okay, so storm beteken nie soos lekker la die dag golfies Valley of the Waves by Sun City nie. Soos 'n all-out storm breek uit dat hierdie ouens, nê, onthou hulle was vissermanne. So hulle was gewoond aan 'n rowwe see. Daar breek 'n storm uit wat hierdie vissermanne paniekbevange laat maak. Okay, so hulle raak totaal en al, hulle raak paniekbevange. Ouens wat gehard is om op die see te wees, begin 'n bietjie uitfreek. Hulle hardloop, skud vir Jesus wakker en sê, "Ag, gee jy nie om oor ons nie. Ons gaan vergaan." En Jesus staan op en hy maak die storm stil. Baie soos wat nou hierdie storm net opgehou het. Ja. Hy staan en hy sê soos, "Hey! Storm, bly stil." En Storm stop. die storm stop. Die see het glad geraak. Wind het op 'n waai. Wow. En weet jy wat, dit het my laat dink, nê? Ek dink baie keer, selfs in hierdie tyd nou, okay? Ek het nou gesien, mense weet weer wanneer hulle skool toe kan gaan, ons het weer begin werk, maar jy is altyd lekker seker oor alsien en dit voel, nou was so baie nuwe reëls is, en die storms, en voel of alles my net oorweldig. Weet jy waarna ek my nou dink, nee? Jy weet, hierdie haar van my het bietjie shots gevat nou daar. En ek wonder nou nogal, jy weet, ek vermoed die disippels het nie seker besonderse kort hare gehad nie. Ek sien hierdie prentjie op die boot. Ek dink dit was ook hare oral, nê? En dit laat my nou actually dink aan die ouens wat terug gaan skool toe al. Die wat se ma's nie kan hare sny nie of nie probeer het nie of nie hulle wou toelaat om te probeer nie. Soos wat daai hare jou pla, daai kuif en daai mopkop. Dis amper wat gebeur in mense lewe, nê? Ja, Staf, dis net soos oral. dis asof alles net oral is, en dan kan jy ook nie meer lekker sien waar jy gaan nie, okay? So my hare is daarom nou kort, want ek het iemand wat goed hare sny. Maar baie keer in ons lewens gebeur dit, as daar so baie goeters in so 'n storm, ons nie meer lekker kan sien nie, en ons begin nou al hierdie plekke toe hardloop, want ons probeer self hierdie storm oplos, of ons probeer dit self uitfigure. En wat ek agtergekom het ek baie keer doen is, in my lewe as die heel laaste resort, maak ek soos die disipels. So ek hardloop eers rond hier op die boot, self uitsorg. probeer dit self uitsort, gooi oorboord wat oorboord gegooi moet word, maak vas wat vasgemaak moet word. En dan aan die einde van die dag hardloop ek dan na Jesus toe. So ek gaan na hom toe, maar ek gaan as die laaste keuse, gaan ek en sê Jesus help my. En ek besef in hierdie tyd, dit het my aan nog 'n storie laat dink, né? Ja. So in hierdie tyd maak ons baie soos wat die 3 varkies gemaak het, okay? Ken jy die storie van die 3 varkies? Ek het al gehoor, maar ek sal baie graag jou weergawe wil hoor. Okay, so daar was 3 varkies en daar was 3 huisies en 'n wolf. As jy nie weet nie, gaan Google dit, okay? 3 Little Jy gaan Pigs, nie dink dit in die ek. Bybel kry nie. Jy Ja, gaan dis dit nie 'n Google. Bybelstorie nie. Ja. Maar in hierdie storie, is daar 'n strooihuisie, 'n houthuisie en 'n baksteenhuisie. En die eerste varkie hardloop na die strooihuisie en word weggeblaas, en die tweede varkie hardloop na die houthuisie, word weggeblaas. Naderhand is hulle almal in die baksteenhuisie en hulle is okay. Die huis kan nie weggeblaas word nie. Ek besef baie keer in my lewe doen ek dieselfde. Ek weet daar's 'n baksteenhuis, maar ek hardloop eers na die strooihuis toe en dan hardloop ek hier na die houthuis toe en op die einde van die dag dan gaan ek na Jesus toe en sê, "Yes, Here, kan ek maar hier in jou baksteenhuis kom wegkry." En dis eintlik cool, want ons skrif wat letterlik sê Jesus is ons rots. Okay? Ek dink wat crazy is nou is hoe ons onsself eintlik moeg maak met die onnodige wanneer ons die antwoord het. Ek wil sê die oplossing, maar
oplossing is ook moeilik, want dis nie altyd wat jy wil hoor nie, maar die rus het. Nee, want hardloop is nie my ideale deel van pret nie. So om te dink ek moet hardloop van die een huisie na die ander huisie, plaas ek het na die eerste huisie toe gegaan het, jy weet. Maar dis En wat dis ek baie actually keer een van die besef. issues wat ons het. Ai. So ek wil gou vir julle hierdie skrifgedeelte in Psalm 18 vers 3 in die Nuwe Lewende Vertaling sê: Die Here is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting. En ek dink wat vir my so cool is in hierdie tyd is die digter hierso beskryf letterlik Jesus as die rots, okay? So hy is die een wat in die storm, een kan hy die storm stil maak en twee, hy is die plek waar ek veilig is. Hy is my baksteenhuisie. En ek dink die vraag wat ek wil vra vandag is, en dis 'n vraag wat ek myself moet uitvra, is wanneer daar 'n storm in my lewe is, hardloop ek na Jesus toe? Hardloop ek na die baksteenhuisie of hardloop ek eers na die strooihuisie en dan na die houthuisie toe? Want die cool ding is, die baksteenhuisie is daar. So ons kan vrylik, ons kan na die baksteenhuisie toe gaan, ons kan uitroep en Jesus antwoord dadelik. Ons sien dit actually in een van die ander stories toe hulle weer op die see was. Ek dink as Petrus loop op die water, begin sing, roep uit en die engel sê immediately Jesus reached out. Ja. So dit is so cool want die opsie is daar. Die baksteenhuis se deur is oop vir ons. Ons het die keuse waar hardloop ons eers soontoe. En ek dink dis die uitdaging wat ek wil neersit vandag is, wanneer al moeilike tye is in jou storm, hardloop jy na Jesus toe, vra jy hom heel eerste om te sê, Here, kom maak hierdie storm stil en gaan kruip jy by hom weg, is hy jou veilige vesting, jou rots wat op jou staan. En rus jy binne dit. Goed. Want jy gaan definitief nie rus in 'n huisie waar jy twyfel nie. Ja. Maar as daai wolf daar buite blaas en jy sit in 'n huisie en jy weet ain't nothing gonna happen, dan rus jy ook. En ek dink ons het actually al 'n paar keer hierdie genoem en ek dink om dit net weer bymekaar te sit, jou fokus. Waar is jou fokus? Ek stel voor dit gaan maar na die baksteenhuisie toe. Die een wat nie omgewaar het. Maar so gepraat van 'n baksteenhuisie, nê, hierdie wind raak vir my koud. Ek sien tot die honde wil begin ingaan. So hulle wil So karre. ek dink ons gaan in ons baksteenhuisie ingaan, 'n lekker koppie koffie kry en dan ons jou uit, soos jy hierdie video klaar gekyk het, kry sommer vir jou 'n koppie koffie, tik vir ons 'n paar comments, ons wil graag hoor hoe gaan dit met jou. En sê as daar iets is waarvoor ons vir jou kan saam bid. Ek dink dis dit van ons kant af. Ja. Ek gaan definitief 'n koppie koffie nou. Asseblief ouens, laat hoor van julle as jou vingers te koud is. Voice Stuur notes. voice notes, hè? Ja, Soos- maar soos kort voice notes. Ek kan nie stuur maar lang voice notes. Stuur maar, ons sal aflos luister. Ja, actually een helfte luister en Patrice sal die ander helfte luister en as dit regtig lank is, dan sal ons beskeid soms koffie eet. Maar ons wil met jou praat. So asseblief, gesels met ons. Laat dit goed gaan. Lekker Lekker julle, geniet dit. Bye.